Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. In your heart, I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Baie welkom by die laaste kwartaal van hierdie jaar. Dit het ongelooflik vinnig gevlieg, maar dit is weer eens 'n lekker propvol kwartaal wat voorlê. Twee Ma's en 'n Mike is Tygerpoort se eie potgooi reeks en in hierdie gesprekke gesels Dominee Karen of Dr. Karen en Sonika oor ouer wees en deel praktiese raad met ander ouers. Ek het self al baie baat hierby gevind. Die nuutste episode, Eksamentyd, is nou beskikbaar op die gemeente se toep. Nou Karen en Sonika vertel jou hoe om die laaste eksamen van die jaar te oorleef sonder te veel paniek in jou huis. Gaan luister gerus na hierdie en vorige episodes wat reeds beskikbaar is. Twee Ma's en 'n Mike. Hierdie potgooi is ook beskikbaar op Spotify onder die Dink Potgooi kanaal.
alle voornemende doopouers wat hulle babas nog voor die einde van die jaar wil doop, opskit. Jy moet op 22 en 29 Oktober die verpligte doopkursus bywoon en die inskrywings vir hierdie kwartaal se kursus en doopgeleenthede sluit Maandag 20 Oktober. Dit is môre. So maak gou. Stuur 'n e-pos aan ontvangs@ngtyger.com om in te skryf en aansoek te doen om te doop. Kollegio vir die laaste kwartaal het Dinsdag en Woensdag 14 en 15 Oktober afgeskop en dit word soos gewoonlik aangebied deur Prof Chris de Wet. Dinsdaagaande handel oor Openbaring en Woensdaagaande gaan Prof Chris gesels oor die agtergrond van die Nuwe Testament. Baie interessante goed. Vir meer inligting hieroor of om in te skryf, stuur so gou as moontlik 'n e-pos aan ngtyger@ngtyger.com. So saam met die pragtige jacarandas is Oktober tradisioneel NG Tygerpoort se 10de dankoffermaand. Ons gee dan elkeen iets meer as ons gebruikelike dankoffer. En daarmee erken ons dat alles wat ons besit in elk geval aan die Here behoort en sê ons op 'n spesiale manier dankie vir die Here vir al die liefde wat ons daagliks uit sy hand ontvang. Ons gee vanuit die Bybelse beginsel 'n spesiale offer en bevestig daardeur dat alles 'n geskenk vanuit sy hand is. Bid gerus daaroor, besluit wat jy hierdie jaar vir die Here se koninkrykswerk deur ons gemeente se bediening wil gee. Jy kan dit doen deur 'n EFT, kontant of SnapScan. Merk asseblief net duidelik hierdie spesiale bydrae met 10de maand. Kom vier saam op 26 Oktober. Ons huidige preekreeks fokus op wat kerk wees beteken. En ons wil almal in die gemeente uitnooi om op Sondag 26 Oktober 'n erediens by te woon. Ons gaan ons reeks afsluit met 'n metafoor en 'n geskenkie vir jou vir kerkwees, terwyl ons saam nagmaal gaan hou. Dit is Hervormingssondag ook en daarom vier ons nie net Tygerpoort se identiteit nie, maar ook ons jare-oue geloofstradisie. In die volgende tyd deel ons ook met jou inligting oor ons gemeente se finansies. Nou anders as in die verlede, skryf ons nie 'n klomp inligting in 'n brief nie. Ons verpak dit vir jou in 'n videoformaat waarin jy maklik kan kyk, lekker kompakte wyse om op hoogte te kan kom van wat presies in ons gemeente se finansies tans aangaan. So dis lekker deursigtig en ons wil jou asseblief vra om moeite te doen om jouself as 'n lidmaat van Tygerpoort met hierdie inligting te verwittig. Dit het 'n groot impak op ons beplanning vir 2026. Kyk gerus uit vir hierdie video's wat op pad is. Lag is slag is 'n baie lekker kuieraand wat gebaseer is op die gewilde TV-reeks Kyk wie praat. En die sterre hierin is natuurlik ons kinders. So as jy dink jou kind of kleinkind is bekkig, vol selfvertroue en hou daarvan om mense te laat lag, dan is Lag is slag 2025 net die plek vir hulle. So skryf hulle asseblief in deur 'n WhatsApp te stuur na 071 654 9194 met jou kind se naam en ouderdom. Onthou, die datum vir hierdie geleentheid is geskuif na 24 November weens die eksamens en ons hoop om almal daar te sien en vir 'n slag bietjie saam te lag. Die junior en tiener groeigroepe begin weer op Sondag 19 Oktober. Dit is vandag. Ons sien uit na die laaste kwartaal van 2025 saam met julle en ons wil sommer ook sterkte sê aan al ons kinders wat een van die dae met eksamen begin en in besonder aan al die matrieks vir die laaste groot eksamen. Ons dink aan julle en ja, vir al die ouers wat help met die kinders se eksamen. Eva Bediening hou 'n damesoggend ten bate van borskanker Saterdag 25 Oktober. Dit is 10:00 die oggend by die teater. Dis R300 per persoon en dit sluit lekker eet en drink goed in as ook 'n bederfpakkie en goeie vermaak. Maar daar is net nog 'n paar plekke beskikbaar. Kontak asseblief vir Tenita by die kerkkantoor om jou plek te reserveer. En as jy moeg is na al hierdie afkondigings en jy het 'n behoefte aan 'n naweek van stilte en rus, is die retreat by Origins Retreat Sentrum net die ding vir jou. Dit vind hierdie jaar van 7 tot 9 November plaas en word deur Dr. Zander van die Westhuizen aangebied en glo my dit lyk dalk nie so nie, maar hy weet hoe om stil te bly. 29 Oktober, daar is beperkte plek, so bespreek jou plekkie sommer dadelik by Rihanna. Dis by ngtyger@ngtyger.com en jy kan nog meer inligting kry net daar agter by die inligtingstoonbank na die diens. Luister eers mooi.
Asai, daar het jy dit. Goeienaand. Gaan dit met julle? Ek het julle gemis, het julle my gemis? Is lekker om terug te wees, né? Ag, fantasties. Kan jy dink die kwartaal het al klaar begin, ons is klaar in die laaste kwartaal van die jaar. Dit is eintlik scary, né? Wat nog meer scary is ons het net 3 aanddienste oor vir die jaar. Dis nou as jy die Kersaanddiens en die Oujaarsdiens nou uitsluit, maar is letterlik vanaand en dan nog 2 aande, want oor 2 weke van nou af is dit die graad 11s se blydenis van 'n geloofaflegging, 'n baie spesiale geleentheid vir hulle, groot stap in hulle lewe, groot oorgang. Ons sien uit daarna. En maar ons is ook nou bewus, soos ook gesê is in die video, van die eksamen wat nou begin. Ons dink veral aan die matrieks wat nou eksamen gaan skryf. Hulle begin blykbaar Dinsdag. En maar meeste skryf eers Donderdag as ek reg het, skryf hulle Engels. So sterkte vir die kinders en so is dit vir ouers. Dink dis vir julle moeiliker as vir die kinders. So asseblief, ons dink aan julle en ons bid vir julle in hierdie tyd, hoor. Dan ek hoop jy het 'n blaadjie gekry oor 10de maand by die deur, soos jy ingekom het. Ons is nou in 10de maand natuurlik en as jy nie een gekry het nie, moet jy een vat as jy uitbeweeg asseblief. As jy hom oopmaak, sal jy sien regs onder is daar 'n teksvers wat ons 10de maand teksvers is, wat ek sommer vir ons gaan voorlees hierso. Dis 1 Kronieke 29. Ons lees dit sommer saam. En nou loof ons U, ons God. Ons prys U glansryke naam, want wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring. Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het. So mooi teks, ons 10de maand teks. So kom ons praat bietjie oor 10de maand vandag. Omdat Oktober maand die 10de maand van die jaar is, gebruik ons gemeente en baie ander gemeentes hierdie tyd om te dink oor ons tiendes. Dis waar die 10de maand vandaan kom. En daar's eintlik is 'n jare-oue tradisie wat ons volg en wat reg oor die wêreld gevolg word. En ons eintlik 2 belangrike dinge wat jy moet onthou. Die eerste is dis belangrik vir ons gemeente se begroting. 10de maand het 'n groot invloed op ons gemeente se finansies. Van dit maak dit moontlik om te doen wat ons hierso doen. Ons het verlede jaar 1.4 miljoen omtrent ingesamel in hierdie tyd, in 10de maand tyd. Ons hoop om weer daar uit te kom hierdie jaar. Kyk, wat almal dink, ons sit gaan goed met hy gepoort se finansies. Kyk, die nuwe gebou. Ek weet wat dink julle. Maar nee, kyk, ons besef die ekonomie druk hoor. En ons gemeente voel dit regtig. So ons wil julle asseblief laat besef dat ons is bewus daarvan dat die dankoffers in erediens en maandelikse dankoffers nogal drasties afneem. Ons is nogal bekommerd daaroor en dit het 'n groot effek op ons beplan vir 2026. So dis die een aspek daarvan en ons wonder altyd, hoe moet ons dit kommunikeer aan die gemeente? Ons is bang ons oorkommunikeer of ons onderkommunikeer of hoe doen mense dit? Ons het in die verlede al 'n blaadjie uitgegee wat bietjie detail gee van waar ons finansies staan. Maar hierdie jaar doen ons 'n videoreeks. 'n Videoreeks. Eerstens is klaar uit wat verby is. So as jy op die WhatsApp groep gaan kyk, hy gaan daar wees. Jy kan daar gaan kyk en volg dit. Dit wys vir jou 'n bietjie mooi hoe werk die gemeente se setup hier. Ons gemeente werk anders as ander gemeentes en ook hoe dit werk en so aan rondom 10de maand asseblief. Kyk bietjie daai. Dis die een deel. Die ander deel is 10de maand is dan het 'n geestelike aspek daaraan. Dat ons besef dat wat ons kry, kom alles net van die Here af. En dis 'n tyd wat ons bietjie begin dink oor wat ons van die Here af ontvang het. Die Bybelse taal daarvoor is om te sê, die oes het ingekom. Ons is dankbaar vir die oes. En ons gee daarom 'n gedeelte van die oes vir die Here terug. Soos Boas wat vir dit die paar koringare wat agter lê het, wat sy kon optel. Nee, dis om dit vir die Here te gee. Want ons het genoeg. Nee? Dis daai gedagte. En in 'n wêreld wat alles wil, elke advertensie wil vir jou sê, jy kort nog. Dis die wêreld waarin ons leef. Dan is dit eintlik so bevrydend om te dink, maar Jesus, wat ek ontvang het van die Here, is vir my genoeg. En daarom kan ek ook gedeelte gee. So dis deel van die dissipline wat ons moet aanleer. So dink bietjie daaraan in hierdie tyd en mag jy ook vrede beleef in wat jy ook het en gee vir die Here. En daarom gaan ek jou groet vanoggend of vanaand eerder. Geliefde, mag daar vir genade en vrede in oorvloed wees in hierdie 10de maand deur die kennis van God die Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons kyk verjaarsdae, wie verjaar vandag of die week wat voorlê.
Okay, ons gaan dit waag om te vra as jy verjaar het in die vakansie, mag jy ook jou hand opsteek. Okay. So Stian, julle gaan kom help en Janko, dankie julle. Hier's heelwat. Asai, so steek jou hand op as jy verjaar vandag of die week wat voorlê. Dan sins vir jou baie geluk. Ons hoop jy verjaar baie lekker. Asai. En nou jou hand op soos hulle deurbeweeg, sal hulle vir jou uitdeel en dan gaan ons ook ons dankoffers gou opneem. Dankie. Sy, checking 1 2. Daar sy. Goeienaand julle. Ek sê voor die tyd vir Marco, of ek het hom eintlik gevra, maar hy kon my nie antwoord nie. Toe sê ek moet maar vir julle vra. Hoekom gebruik ons nie die eerste 2 rye, wel julle is 'n uitsondering. Eerste 2 rye hier voor Marco in die aanddiens nie. Sy een antwoord was Marco spoeg. Ek kan wees, weet nie. Ek het nou nog nie daar gesit nie, ek sal maar vanaand daar sit, probeer vir my 'n reënkout aantrek. Tweede rede is hy dalk nie gebad nie. Julle mag maar 'n bietjie lag, ons mag lag in die kerk. Kom ons staan en dan maak ons die Here se naam groot. Maak ons oë oop as ons sien nag en kyk, wys ons die oop pad, duisternis laat wyk. Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop. Week ons met waarheid, breek ons bekers oop. Lig vir die Vader, kom styg
laat ons die wyn en melk neem vir die sonde geld en lewensbrood vir al wat nie kan koop. Maar die wêreld kom skei deur ons, skei deur die donker, liefde wacht vir ons.
Ons gaan 'n nuwe liedjie sing. Maar ek wil hê, as jy nog nie die liedjie ken nie, moenie worry nie, dit is 'n nuwe liedjie. Maar neem die woorde in. En kom ons fokus op wie Jesus is. And I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. And I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave, and every time I call your name, I have a King with dominion over death, and he holds the keys in his holy nail-scarred hands. He is the heel that has crushed the serpent's head. Our resurrected great I am. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave, and every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave, every time I call your name. And I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave, every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave, every time I call your name. Ons liewe Heer, ons kom vandag net soos ons is. U weet van die bekommernisse en die vrese wat ons elkeen saamdra. Oor skool, oor vriende, oor die toekoms, oor die dinge wat ons nie altyd hardop kan sê vir mekaar nie. In hierdie tyd dink ons ook aan die eksamens wat voorlê, veral in die matrieks, wat aan die einde van hulle skoolloopbaan staan. Geef hulle rus in hulle gemoed. Wees u die pen in hulle hand as hulle skryf. En mag hulle altyd onthou, maak nie saak wat nie. U is ontsettend lief vir hulle. Here, in hierdie oomblik word ons stil. Ons word bewus van die grootheid. Ons hoor die donderweer wat buiten so dreun. En ons weet, Here, u is magtig. Ons vra nederig vir u, Here, dat ons u teenwoordigheid sal beleef vanaand. Nie net in die musiek of die woorde nie, maar in die vrede wat u oor ons skouers bring. Wanneer ons na u woord luister, breek dit vir ons oop. Dat ons u hart kan sien, Here. En verander ons dan deur u Gees, dat ons meer soos u kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Amen. Sy, julle kan my sien. So ons is in 10de maand en ons is besig met 'n preekreeks oor die 10de maand. Nou natuurlik het ons nou in die aanddiens nou eers begin. So daar's 2 weke al wat aan die gang was. So die van julle wat nou hier was die vorige paar weke, net vinnig 'n recap. Ons praat hierdie tyd oor kerk wees. En die hoek wat ons vat om oor kerk te praat, is ons sê, wat is kerk nie? Wat is kerk nie? So 'n paar weke terug het Karen begin met die reeks, en sy het begin hier te sê, die kerk is nie 'n kettingwinkel nie. Kerk is nie 'n Pick n Pay nie. Kerk is nie 'n plek waar jy instap, op die rakke kyk en 'n produk kies wat jy graag wil hê nie. Kerk is meer 'n plek van verhoudings, nê, waar mense belangrik is, dis die ding. En verlede week het Sander gepraat en gesê, kerk is nie skool nie. 'n Skool gaan oor prestasie. En kyk wie is die beste, wie is die slimste, vinnigste als, nê? En dan kry jy nou toekennings daarvoor. Maar die kerk is nie so nie. Kerk is nie so. Dit gaan oor prestasie nie, dit gaan oor genade wat die Here vir jou gee. En die toets is nie eksamen nie, die toets is of jy vrug dra in jou lewe met Jesus wat in jou hart is. Dit is verlede week se gedagte. En hierdie week sê ons kerk is nie 'n produksiehuis nie. Kerk is nie 'n show nie. Okay, kerk is nie 'n show nie. Glo dit of nie, ek het nie drama gehad op universiteit nie. En ek het nie 'n dansklasse gehad nie. So hierdie is nie 'n show nie. Hier is nie 'n verhoog nie, julle is nie 'n gehoor nie. Dit is nie wat is die kerk is nie 'n show nie. Ons praat vanaand bietjie daaroor. So, kerk is nie 'n Pick n Pay nie, kerk is nie 'n skool nie, kerk is nie 'n show nie. Wat is kerk dan? Nou volgende week gaan Prof Chris kom preek in die aanddiens en hy gaan dan verduidelik presies, nou wat is kerk dan? En hoe kan ons kerk verstaan? So jy wil graag volgende week kom om dit by te woon, om dit te hoor en volgende week kry jy ook 'n geskenkie van die gemeente af wat ons elke jaar met 10de maand doen om ons te herinner aan ons identiteit, aan wie ons is. So onthou dit ook asseblief vir volgende week. So ons teks wat ons gaan lees vanaand oor kerk is nie 'n show nie, is Lukas 9. As jy jou Bybel het, kan jy slaan oopmaak daar. Ons gaan Lukas 9 lees vanaf vers 28. Lukas 9. Maar voor ons lees, kom ons raak vir 'n oomblik stil. Coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om daar te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom gepraat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met Jesus gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak, nê? En toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: "Here, dis goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia." Hy het duidelik geweet wat hy sê nie.
Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: "Dit is my seun en wat ek uitverkies het. Luister na hom." Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anderste enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Die volgende dag, toe hulle die berg afkom, het 'n groot klomp mense Jesus tegemoet gekom. Met eens roep daar 'n man uit en skree: "Meneer, ek smeek u, kyk bietjie na my seun. Hy is my enigste kind." 'n Gees pak hom onverwags beet. Dan gaan hy skielik aan die skreeu en hy kry stuiptrekkings en ook skuim om die mond. Die Gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. "Ek het u disippels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie." Toe antwoord Jesus: "Ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier." Terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees hom op die grond neer en laat hom ewige stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onrein gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. Almal was verslae oor die grootheid van God. Ek wil jou vra, haal jou selfoon uit, asseblief, en soek gou 'n foto wat jou hoogtepunt van die jaar uitbeeld. Soek gou 'n foto op jou foon wat jou hoogtepunt van die jaar uitbeeld. So aan die einde van die jaar is dit lekker om te reflekteer, om terug te kyk na die jaar wat verby is, en wat gebeur het, wat was lekker, wat was sleg, né? So wat is jou hoogtepunt van die jaar? Kan jy daai foto kry? En baie keer gaan so 'n foto gepaard met 'n selfie, né? So dalk is jou hoogtepunt van die jaar, het jy 'n selfie op jou foon van waar jy by die eindpunt van 'n 21 staan wat jy gehardloop het, né? Of dalk is jy by die eindpunt of by Tafelberg in die agtergrond met 'n selfie, né? Ek dink daar's baie atlete by Kaapstad wat nie dit gaan beleef nie, wat graag wou. So, wat is jou hoogtepunt? Wat is jou selfie? So deel met die persoon langs jou sommer. Wat is jou hoogtepunt van die jaar gewees? As jy so terugdink, wat is jou hoogtepunt gewees? Is nou nie my heel hoogste punt van die jaar nie, maar ek wil vir julle 'n kort storie deel wat gister met my gebeur het. Ek is in Menlyn en ek ry op 'n treintjie saam met my seentjie. I love die treintjie. Henry is nou 4 jaar oud. So ja, ek is daai pappa, maar dit raak beter. So een van my mooi oomblikke vir my van hierdie jaar is ons neem toe 'n selfie, ek en hy, op hierdie trein waar ons ry. Maar hy nie meisie voor hom speel toe 'n speletjie en hulle kyk so vir mekaar en hulle kruip hy vir haar weg. Nou weet jy hoe lyk dit? Hierdie volwasse man wat alleen in die carriage sit op die treintjie in Menlyn Mall, daar ry ons deur. So dit was 'n laagtepunt vir my gewees. So ek weet of iemand my gesien het dalk nie. As iemand het, ja, ek vra om verskoning daarvoor. So, dit is die hoogtepunt, né? Ek hoop jy het 'n oulike storie, 'n mooi foto wat jy kan wys daarvoor. So nou dink jy terug bietjie, ek wil jou uitdaag, wat was 'n laagtepunt in jou jaar gewees? En ek weet jou, kans is baie goed dat jy nie 'n selfie geneem het met jou laagtepunt nie, waar? Dink ons wil partykeer net eintlik die laagtepunte vergeet. Ons maak of dit nie gebeur het nie. Ons onder die mat ingooi, want ons wil nie daarop praat nie. Ons gesels vandag oor heiligheid en die teenwoordigheid van die Here. Ons dink baie keer die Here is net teenwoordig in die heilige oomblikke van ons lewens. Maar vandag sal jy sien dat die heilige oomblikke, daar waar God by jou die naaste by jou is juis in ons laagtepunte. So terug by ons storie. Dis ook nie goeie styl van my nie, maar dis dalk lelik om dit te sê van 'n Bybelstorie. Maar as daar nou een storie is wat ek gelees het in die Bybel wat vir my nou nie veel beteken nie, wat nie my prakties baie kan help nie, is dit die verheerliking van Jesus op die berg. So ek gaan so 'n bietjie belaglik maak, net ek hoop julle vind my punt in dit. Maar wat maak dit nou saak dat Petrus, Jakobus en Johannes hierdie pragtige ervaring het hier op die berg? Ek het nie enige idee wat dit nou prakties vir my of jou moet beteken nie. Want hierso wanneer Petrus sê, dis goed dat ons hier is
voel dit vir my soos 'n geestelike weergawe van iemand wat op Instagram post sy trip wat hy gehad het in Parys, nê? O, kyk hoe lekker is dit hierso. Dan sê hy ook nog boonop, laat ons 3 hutte bou. Kom ons bly 'n bietjie langer hier. Ag, dit is so lekker hierso. Nee, ek wil nie hierdie amazing oomblik, hierdie ervaring laat verbygaan nie. Ek sien sommer voor my hoe Petrus daar sy selfoon uithaal en dan sê hy vir Moses, hy kyk bietjie nader aan Elia. Weet, smile, weet, hoe neem hy hierdie selfie? En dan sit op Instagram #genade, is goed om hier te wees. Is goed dat ons hier is, né? So ek voel so of ja, lekker vir jou, Petrus, maar wat van die res van ons? Lekker dat jy so goeie belewenis gehad het daar op die berg. Daar waar Jesus so spierwit word, imagine die beligting. Hoe cool was die beligting geweest? En God wat so praat soos deur 'n rookmasjien, net so deur die wolke. Jy kan amper indink hoe dit sou lyk as jy dit ding moes doen in 'n kerkgebou, né? En boonop is hy saam met die rockstars van die Ou Testament, saam met Moses en Elia, hierdie heilige groot oomblik wat hy beleef. Nou dadelik dink ek, is dit nou waar kerk gaan? Is dit hoe kerk werk? Kan ons die Here net beleef met die perfekte beligting en rookmasjiene en 'n show? Is dit die kerk se werk om die perfekte omstandighede te skep dat ons die Here teenwoordig maak? Kyk, bietjie belaglik as mense dit sê, nie? Ons moet bietjie diep dink hieroor. Is dit wat ons probeer doen om Here probeer teenwoordig te maak? Ek weet ek nou dalk iets gesê wat ek nie moes nie. Hierdie donder weer wat so val, maak my nou 'n bietjie bang. Ja. Dit word beter. Okay. Kyk wat mooi is van hierdie vraag. Ons is nie die eerste wat hierdie vraag vra nie, hoor. Sy van julle ken die storie van Matt Redman, se kerk in Engeland waar hulle in die 90's en hulle het mekaar die vraag gevra, maar weet, is dit okay as ons baie keer van 'n erediens of van kerk 'n show maak? Is dit 'n konsert? Is dit die kerk se werk of is dit die band se werk om 'n konsert gevoel te skep met beligting en 'n rookmasjiene en 'n cool backdrop, nê? Sodat die gehoor, hoor die taal, nê, sodat die gehoor wat dit bywoon, dat hulle liggaam dopamien en endorfine en serotonine en daai goeters, al die lekker chemikalieë wat jou lyf afskei. Al daai goeters kan beleef in jou lyf en dat jy so die gees kan beleef. Ja, ek maak 'n bietjie belaglik, maar weet is dit, hulle vra, is dit wat kerk is? Toe het hulle gesê in hulle kerk, hulle dink nie dit is wat kerk behoort te wees nie. Hulle het hulle show gestop. Vir maande lank het hulle show afgesit. Die hele klankstelsel, instrumente, beligting, alles het hulle afgesit. Sê ons is hier vir ander redes. En hulle het saam gesing, soms so uit die face uit. Nie altyd so mooi geklink nie, maar hulle het besef hulle gaan hierdie tyd inruim, 'n paar maande om te besef wat beteken dit om die Here te eer. So hulle sê dit is ongemaklik geweest in daai tyd, maar in daai tyd het hulle nader gekom na die hart van wat dit is om by kerk te wees. Dis wat Matt Redman toe die storie skryf, die liedjie skryf eerder, Heart of Worship, wat ons net ook gesing het. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. En dan later, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. It's all about you. Want as kerk 'n show is, net oor die belewenis, die ervaring, dan gaan dit oor my. Maar as kerk 'n erediens is, gee ons die ere aan die Here. Hens erediens, né? Kerk is nie 'n plek waar ons perfekte selfies met filters neem en maak of alles perfek is nie. Kerk is 'n plek waar ons bymekaar kan kom in ons gebrokenheid en eerlik kan wees met wie ons is. En dit voor die Here se voete kom neerlê en sê, Here, hier is ons. Werk met my. Genees my. Help my. Kerk is nie die sien van ligte en rook nie, maar dis die omsien na mekaar. Kerk is nie sit jou hande bymekaar vir die band nie. Kerk is sit jou hande bymekaar om vir mekaar te bid. Kerk is nie 'n vertoning vir vermaak nie. Kerk is 'n vertroue vir genesing en groei wat net God kan bring. Nou hoekom dan hierdie storie van die verheerliking op die berg? Hoekom nou hierdie mooi storie waar op die berg is en hierdie belewenis het? 'n Paar manne wat hierdie wolkervaring gehad het. En wat van die res van ons? Ons plebs hieronder,
Nee, wat nou van ons? Wat van ons ervarings? Hoe moet ons daai hoogtes ooit bereik? Want meeste van ons hieronder beleef nie die Here so nie. Ons is hier in 'n vallei van ons skare wees van die werklike lewe. En daarom is die tweede episode van hierdie skrif so belangrik. Die tweede deel van die storie is intentioneel daar geskryf want dit haak aan by daai storie. Dit is nie twee aparte stories nie, dis een storie. Waar sê, weet, hier gebeur iets spesiaal hier. Dit het my aangegryp, nee? Nie die Elia en die gang op die berg nie. Wat my aangegryp het, is die pa aan die einde van die verhaal wat sy kind nie kon beheer nie. Dit het met my gepraat. Dit het my hart aangegryp. Want toe hulle van hierdie towerberg afkom, dan lees ons dat die man uit die skare af uitgeroep het: Jesus, ek smeek u, kyk bietjie na my seun. Hy is my enigste kind. 'n Gees pak hom onverwags beet, dan gaan hy skielik aan en skreeu en hy kry stuiptrekkings en skuim om die mond. Die Gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Terrible storie wat hierdie pa deurgaan. Ek weet nie hoeveel van ons het onlangs 'n towerberg ervaring gehad nie. Maar wat ek wel weet is met baie van ons kinders gaan dit nie goed nie. Met die eksamen wat nou voor lê, moet ons ook dit vir mekaar sê. Met baie van ons volwassenes gaan dit ook nie goed nie. Ons word beetgepak deur swak geestesgesondheid. Ons word neergeslaan deur verslawings. En die angs ruk ons rond en los ons nie sommer maklik uit nie. En voel ons veilig? Het jy enigstens 'n veilige plek waar jy dit met iemand kan deel? Kan jy indink hoe skaam hierdie man moes gevoel het om vir hierdie hele skare te sê, my kind het probleme. My kind het probleme. Hoe gaan ons hom help? Ek dink meeste van ons sal liewer sterf as wat ons voor so baie mense iets soos dit moet bely en erken. So ja, 3 mense wat geestelike wonderwerke of vuurwerke beleef op 'n berg, het nie meer aangespreek nie, maar hierdie man, hierdie pa wat in desperaatheid vir Jesus sê, kom help my. Dit het my geïnspireer. Want ek het nodig gehad om te sien hoe Jesus van die berg afkom en hulle ontmoet hieronder en daar te wees vir hulle. Om in te gryp in die vallei, om die mense daar te help. Want Jesus sê, kom, bring hom hier, bring hom vir my. Dat Jesus sal sê, sonder huiwering, bring hom. Ek sal help. Terwyl die mense daar sou gedink het, wat het hierdie man verkeerd gedoen? Wat 'n sonde het hy gehad? Wat 'n sonde het sy pa gehad? Het ons gedink aan daai, het ons so gewerk in daai wêreld. Wat 'n sonde het hulle gedoen? Hy verdien hierdie. Dit is wat hulle sou gedink het. Dis kom hulle teen 'n afstand gehad het en hom nie gehelp het nie. Maar hier kom Jesus en hy sê dadelik, bring hom hier. Die seun van die mens sê, kom, ek sal jou genees. Dit inspireer my, dit gee vir my hoop. Ek dink hierdie is die openbaring vir ons van God se heerlikheid, wat ons kerk vandag nodig het, wat ons moet hoor. Ons kort nie beter shows nie, ons kort meer omgee. Nie beter ligte nie, maar meer deernis. Nie rookmasjiene nie, maar meer liefde. Want dalk gaan hierdie verhaal nie oor die onbereiklike heiligheid van hierdie manne wat hulle op die berg beleef het nie, maar gaan dit oor waar ons heiligheid beleef in ons lewe. Want hierdie skrif, hierdie teksgedeelte help ons, dit laat ons toe om die leuen weg te gooi wat sê, die Here word net beleef uit die kruit en perfekte ervarings van die lewe. Want geestelike ervarings gebeur nie noodwendig daar nie. Wat dit wel gebeur is daar in die oomblikke wat ons broos is, wat ons eg is voor die Here. Een van my gunsteling skrywers, Richard Rohr, sê die volgende. Dis 'n quote op die bord. Het jy hom daar? Wat sê hy? Hy wys nou nie hier nie. Maar ek sal net vir julle lees. Real holiness never feels like holiness. It just feels like you're dying. Real holiness never feels like holiness. It just feels like you're dying. Dis die krag van Jesus. Dat hy
die berge en die valleie bymekaar kan bring en die lyn tussen dit vir ons kan breek. Ons is in die Ou Testament en Jesaja die volgende wat so mooi is hieroor, wat sê elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word, elke bult moet 'n gelyke word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Mooi is dit, né? Jesus sal dit doen. Hy sal by ons wees, né? So die kerk, ons as mense, is die liggaam van Christus. Ons is nie op die berg nie. Ons vind nie die Here noodwendig hoër op nie, ons vind noodwendig die Here laer af. En ons is in die vallei en ons is saamgeroep hier om mekaar te ondersteun. Ons is hier om by mekaar te wees in ons gebrokenheid. En die skrif nooi ons om na mekaar te kyk. En dis hoekom Jesus kwaad word. Jesus sê, ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek by julle wees en julle verdra? Sê ek gaan nie lank nog by julle wees nie, maar julle gaan die Gees sê in julle. Julle moet na mekaar kyk. Julle moet na mekaar omsien. Sorg vir mekaar, kyk na mekaar. Dit is kerk. Kerk is nie 'n show nie. En nou wil ek vir jou praktiese raad gee, veral vir die jongeres onder julle. Jy mag dalk eendag in 'n kerk aankom, dalk op die platteland, dalk in 'n stad waar die klank nie so lekker werk nie. Die klank is nie great nie. Jy kan nie sommer op die projektor sien nie. Dis bietjie dof, die gloeilampie moet dalk vervang word. Die band is nie so cool daar nie. Nee, want niemand is afval cooler as ons nie. Die band is so cool daar nie. Daar's nie 'n nice slideshow op die bord nie. Die dominee se kleredrag is nie eintlik jou styl nie. Of hy praat so 'n bietjie snaaks. Dis 'n lisp, sit jou so 'n bietjie af. Daar's nie spotlight en rookmasjiene en 'n fancy backdrop nie. Dan wil ek jou aanmoedig, dink aan hierdie storie en vra vir jouself, soek ek 'n show oor hoe ek voel, gaan dit daaroor, of soek ek 'n plek, 'n familie waar ek behoort, waar die liggaam van Christus bymekaar kom, waar ons mekaar kan ondersteun en vir mekaar kan lief wees, mekaar kan omsien. So mag jy besef, God is nie net by jou in die hoogtepunte van jou lewe nie. Mag jy beleef dat die heilige oomblikke van jou lewe juist daar is waar dit moeilik is. Heiligheid het gekom om by ons te woon, hier in die vallei van ons skade wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, U wat nie net op 'n berg bly nie, maar wat saam met ons afkom in die valleie van ons skade wees. Ons sê dankie, Here. Dankie dat U by ons is in ons stikkend wees, ons moegheid en ons onsekerheid. Here, ons dra mekaar vandag in geloof aan U op, Here. U weet hoe elkeen van ons se jaar lyk as ons terugkyk. Die foto's van glimlagte, maar ook die trane waarvoor daar geen selfies is nie. U ken ons tieners wat angstig of dalk oorweldig voel. U ken ons volwassenes wat worstel met ons eie demone. Here, kyk na ons. Kyk na ons soos U gekyk het na die pa en die seun in die vallei. Raak ons aan met U genesing. Bring vir ons rus en vrede. Leer ons om kerk te wees. Nie 'n vertoning of 'n show nie, maar 'n tuiste van egtheid en eerlikheid. Waar ons net onsself kan bring. Waar ons mekaar kan herinner. Heiligheid het gekom om by ons te woon. Help ons Here dat ons hierdie week U teenwoordigheid soek. Nie net op die berge nie, maar in die gewone brose oomblikke van elke dag. Daar waar ek skool, daar waar ek werk, daar waar ek inkopies doen, enige plek is 'n geleentheid waar U my kan ontmoet. In die gewone, maak ons oop daarvoor, Here. Vul ons met U Gees, dat ons U lig kan dra en vir ander mense kan wys wat ook in die vallei saam met ons is. Amen. Kom ons staan en sing ons slotlied saam. When the music fades and all is stripped
just to breathe, something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. 'Cause it's all about you. It's all about you. It's all about you. And we're coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Sit gou vir ons al die ligte aan asseblief. Ek voel sommer hier op my hart druk dat ek wil jou uitnooi om 'n bietjie rond te kyk. Kyk gou mense rondom jou, wie's almal hier? As ons so praat oor 10de maand, ons is dankbaar wat die Here vir ons gee, moet ons ook besef die Here gee ons vir mekaar. So dalk is daar iemand wat jy nou sien vir die eerste keer, dalk iemand wat jy al gesig al 'n paar keer gesien het en jy wil net staan. Die Here dryf my om vir daai persoon te gaan hallo sê na die diens. So jy hoef net nie te begin met my kind sukkel met al hierdie goed nie. Maar dalk kan jy vir hulle selfie wys van jou hoogtepunt van die jaar. Ontmoet iemand vanaand. Maak daai koneksie. Ek wil jou uitdaag daarmee. Want ons gaan in die groeigroepe gaan die tieners kans kry daarvoor, maar ek wil die res van julle ook uitdaag om dit te doen asseblief. Nie moet ek so sê nie, maar omdat die Here dit op jou hart druk. So geliefde, dan wil ek jou uitnooi, ontvang die seën van die Here en gaan dan met God se vrede. Mag jy so naby agter Jesus aanloop dat jy sal vuil word van die stof wat van sy voete afkom, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.
back inside.